mooi storie van Koos Meyer vir julle vertel. En dit is nog soos my pa dit vir my vertel het. Hy en Koos Meyer is min of meer dieselfde ouderdom. En hulle was saam op die Universiteit van Stellenbosch gewees. Nou eintlik nie mekaar juist vriende gewees, maar hulle het mekaar geken. En my pa het natuurlijk baie geweet van al die streke wat hy aanvang. Hy was 'n baie ondeende en self stout ouetjie gewees op universiteit. En baie bekend vir al sy poetse wat hy mense gebak het en die dinge wat hy aangevang het, wat net 'n student sal aanvang. Hulle sê mos 'n student is mos nie 'n mensie, is 'n fase wat jy in is. So, hy was beslis in 'n fase gewees, Koos Meyer. My pa vertel byvoorbeeld, as dit nou intervarsiteit geword het, dan sal Koos Meyer nou sy tent uitgehaal het, en dan daar in die Victoria Straat. Dan het hy nou aan die onderkant van Victoria Straat, daar naby die kerk, daar het hy nou vir die eerste aand het hy nou tent opgeslaan. Dis nou, sê maar so die maandag aand voor intervarsiteit wat die Saterdag is. En dan die volgende oggend, dat hy natuurlijk nou van daar heeltemal thuis gemaak, hy is nou ou wat daar bly in sy tent. En dan die volgende oggend, dan het hy nou die tent opgevul, en dat hy so 'n klein eentjie verder gegaan, nader na die stadium se kant toe, die rugby stadium, en dan het hy nou weer sy tentjie daar uitgekamp, en dan het hy nou weer die nag daar oorgebly, natuurlijk vir hom weer daar op sy stoofie goed kos gemaak, daar buite, en daar, hy het gekampeer, daar in Victoria Straat, Gasberg, reg langs aan die pad. En natuurlijk dieselfde storie, die dinsdag aand, en die woensdag aand, die donderdag aand, en dan die vrydag aand, dan sal hy nou uiteindelik nou by die stadium wees, en dan sal hy nou vir hom net buite die stadium sy hekke, daar wat die toegang is, sal hy nou vir hom kampeer, en dan het hy sommer nou vir hom daar ook sy plek bespreek, hy gaan heel eerste in die stadium in. Nou ja, dat hy die aand nou oorgeblij daar, en natuurlijk het dit baie reaksie het gelok, die mense het kom kyk, en hulle het hom aangemoedig, en hulle het hom geniet, en hulle het met hom gesels, en allemaal het geweet, hy doen het vir die lekkerte daarvan, en sommer net 'n bietjie pret, en al daai goed. So my pa het my vertel hoe hy dit altyd geniet het, as hoe Koos Meyer nou die ding doen. Nou het hy ook vir my vertel van Koos Meyer het 'n kar gehad, dit was 'n mini gewees, julle ken mos die oudtydse minis, nie nuwe wat 'n mens nou kry nie, is mos nie meer mini nie, maar dit was 'n vreeslike oulike karretjies en baie gewild. Nou Koos Meyer het ook een van hulle gehad, maar die unieke ding aan die karretjie, hy het nie engine gehad nie. So wat hulle nou wil doen is nou, sê nou maar, hulle wil nou op 'n Saterdag, wil hulle nou iewers nou 'n bietjie gaan braai, en ek weet spesifiek, my pa vertel die keer, het hulle daar net buite Stellenbosch toe, die karretjie nou, 'n maat van hulle toe, die karretjie vir hulle uitgesleep, tot net daar so, net so voor jy Stellenbosch hulle uitgaan, nou staan hulle daar langs die pad, engine kap is oop, en die bagasiebak is oop, en hulle allemaal, hulle 4-5 studente, wat nou allemaal saam wil gaan braai, hulle is nou allemaal daar doen rondom die karretjie, en hulle allemaal kyk nou hier waar die engine nou is, en allemaal sy kop is daar doenig, en so sal Koos as haar karre inkom, kyk daar was hulle so baie verkeer soos deesdae nie, dan sal hulle nou vir die kar waai en sê, wag 'n bietjie, ons het jou hulp nodig, en weet, daar het nie altyd iemand gestop nie, maar as hulle iemand nou daar stop, onmiddellik, dan gooi hulle die kar se, weet sy engine kap toe, want die ou moet nou nie sien, daar is die engine in, en dan stap ook Koos nou, en sê, ai meneer, hier het ons nou moeilikheid vandag, ons is nou 'n paar studente, ons wil net daar in Stellenbosch kom, ons het daar 'n belangrike ding wat ons wil gaan doen, en kan hy nie asseblief vir ons net tot in Stellenbosch sê, daar is iemand wat die karretjie vir ons daar sal regmaak, ons het nie geld nie, so maar hy sal vir ons die karretjie verniet regmaak, en dan sal ons dan nou daar vanaf weer kan terugkom, veilig terugkom na ons universiteit toe. Nou gewoonlik het die mense nou vir jammer gevoel, dat hulle het natuurlijk ook sommer die tou en die hake en al die goed was sommer gereed gewees, is nog dat hulle goed daar iewers moet krappie, hulle was reg vir die ou gewees, so die oomblik wat die ou sê is reg, dan haak hulle die karretjie dadelijk aan die tou, en hulle manne sommer allemaal in die karretjie daar, weet styf gepak in die karretjie, sonder sy engine, en dan rijd die ou nou met hulle weg, min wetende, dat daar is nie engine in die karrie, en min wetende, die kar se boot is vol braaigoed, vleis, en alles wat hulle gaan nodig het, dan sleep hy nou vir hulle tot daar in die strand, destijds was daar soos die strand inkom, daar waar die golfbaan nou is, maar aan die ander kant van die pad, seese kant, was daar 'n plek gewees waar hy kon gebraai, ek sien mense kan nog steeds, maar toe het dit genoem Lovers Lane of so iets gewees, en dan kon die ouens nou, dit was 'n baie gewilde braaiplek oor naweek gewees, kyk daar het sommer mens gekom, en
jy moes vir jou letterlik daar maar 'n plekkie soek, as jy nie betyds daar kom en dan kon jy nie plek gekry het. En die manne nou maar vir hulle tuis gemaak, nou raak het ons nou weer middagse tyd, is nou weer tyd dat hulle nou weer moet huis toe gaan. Nou ja, dan trek hulle die karretjie nou weer daar buite teen die pad, en weer is hulle koppe daar binne in die engine kap, en hulle kan nie verstaan wat aangaan nie, en die mense wat verbykom, waai hulle, en dan uiteindelik is daar nou 'n Samaritaan wat nou stop daar vir hulle, en dan onmiddellik is dit weer die engine kap toegooi, en almal so rondom, asseblief meneer, of asseblief oom, help vir ons karretjie het nou gebreek, ons moet nou daar in Stellenbosch kom, ons moet môre klas loop, en ons het nie geld om die karretjie hier, ons ken ook iemand wat vir ons kan regmaak, as oom of meneer dan net vir ons kan help, wat ons net die ou karretjie, net weer daar in Stellenbosch kry, sommer net daar, waar die Stellenbosch begin, hy hoef nou nie vir ons sal daarvanaf sal ons wegkom. Nou ja, dan het die Samaritaan ook gehaak, en natuurlijk was die tou en die haak, alles was reg, en so het hulle dan nou weer in Stellenbosch gekom, die oom het dan nou vir hulle jammer gekry, en dan het hulle nou heerlijke dag gehad, hulle het hulle nie 'n sent se brandstof gekos nie, kyk 'n student is platzakkie om 'n klomp petrol om van Stellenbosch strand toe, is 'n klomp geld vir ons gewees, ek het myself 'n karretjie gehad, en 'n Volkswagen kewertjie, so dan het ons ook daar in Lawaslyn, het ons gaan braai op 'n Sondag, en dit was altyd baie lekker gewees, en ek sal dit altyd onthou.